Boerevolk, hier is vir jou 'n profetiese woord. Blanke persoon, blanke man, blanke volk, hier is vir jou 'n profetiese woord. Baie belangrik vir hierdie ander nasies, die volksvreemde nasies hier in Suid-Afrika, wat hulle self hier vergader het. Hier is 'n profetiese woord ook vir julle, so uit die skrif uit. So luister 'n bietjie na hierdie dame, dis is 'n ander wagter op die muur, haar naam is Kim, sy is 'n Brit, jy kan duidelik hoor die Engelse aksent, en sy het 'n baie akkurate profesie vir ons, en ek gaan vir jou die hoogtepunte uit die profesie uithaal, of jy hom nie te gaan kyk, as jy hom nie wil gaan kyk nie, dan luister jy wat sy sê, en ek gaan dit kortliks vir jou verduidelik. Want dit wat sy sê ek, sê Sine van Rensburg, sê Johanna Brandt, magdom ander profete sê presies dieselfde. Hoe 'n pragtige bevestiging gee die Heilige Gees nie, by monde van 'n persoon wat nie eers in Suid-Afrika woon, of wat weet wat regtig hier aangaan nie. Luister mooi wat sy sê. He used Stellenbosch as an extended metaphor, but through the wine press. Now, to understand what God is saying about the wine press, let's look at the book of Isaiah, and it's Isaiah 63. And if you read from verses 1 through to verse 6, it's speaking about how sy sê, God gaan Suid-Afrika trap soos wat mense parskyp trap, 'n wine press of 'n pers. Nou as jy te oud is, as jy ouer is, dan weet jy dit, as jy jonger is, weet jy nou nie waarvan sy praat. In die ou dae het hulle die druiwekorrels, soos hulle dit afval van die wingerde, in 'n tipe van 'n sementdam gegooi, 'n kleinerige tipe dam, dan klim hulle binne aan kant in met hulle kaal voete, en dan trap hulle daai korrels, totdat hulle al daai vloeistof, daai druiwesap, loop dan nou uit, en 'n gaatjie onder in die groot vate in, en so maak hulle dan nou wyn. En die parskyp is dan 'n simbool van groot bloedvergieting. Dit is die simbool vir groot bloedvergieting. En sy lees dit uit Jesaja 63 uit, waar dit baie duidelik geprofeteer word, en dit begin daarbo in Bosra. Hy sê, wie is dit wat daar aankom uit Edom met bloedrooi klere uit Bosra? Bosra is die Joodse staat, dis daar waar die Jode bly. Hy daar pragtig in sy gewaad, wat agteroor buig in sy volheid van sy krag, dit is ek wat in geregtigheid spreek, wat magtig is om te verlos. Hier praat Jahwe self. Waarom is u gewaad so rooi en u klere soos die van een wat wynpers trap? Ek het die pers alleen getrap, en van die volke was niemand by my nie. Ek het hulle getrap in my toren, en hulle vertrap in my grimmigheid, sodat hulle lewenssap op my klere gespat, en ek my hele gewaad bevlek het. Want die dag van wraak was in my hart, en die jaar van verlossing het gekom. Hier leer ons dat 'n profetiese dag is gelykstaande aan 'n jaar. En wat gaan God doen? Hy sê, ek het die volke vertrap in my toren, en hulle dronk gemaak in my grimmigheid, en ek het hulle lewenssap op die aarde laat loop. Hier kom verskriklike bloedvergieting, nie net in die Midde-Ooste en in Europa nie, maar beslis in Suid-Afrika. Net soos wat ons almal al waarsku vir hoeveel jare vir hierdie blanke volk. Hier kom 'n verskriklike volksmoord, rassemoord, hier kom 'n slagting van mense. Daar sal niks wees wat hierdie geweld kan keer nie. Stained me. I trampled the nation, I trampled South Africa in my anger. In my wrath I made them drunk and poured the blood on the ground. So the Lord was speaking to me about South Africa, and that is the picture that he gave me of him angrily stamping grapes. And he gave me the picture of this place in South Africa called Stellenbosch that grows grapes, well-renowned grapes that turn into beautiful wine that is shipped all over the world. And what the Lord was saying to me when he was speaking to me after I read that verse, he said to me, do you see Stellenbosch? And I said, yes, Lord. And he said, the sweetness of the grapes in Stellenbosch will turn to bitter olives, and the people of South Africa will understand the bitterness of olives. Blanke man, blanke vrou, boervolk,
Julle lewens sal raak soos bitter olywe. Enigiemand wat al 'n rou olyf geëet het, sal vir jou sê, hy is verskriklik bitter. Dit is wat gaan word van ons in hierdie land. Dit is omdat Vader 'n groot strafgerig oor die aarde bring en ook oor Suid-Afrika. Ons gaan laaste in, maar ons sal eerste uitkom. Dit sê Siener, hy's reg. Hulle, die elite, die Illuminati, hou hierdie krisis in Suid-Afrika, wat hulle hier gaan laat losbars vir heel laaste. Nou, die rede hoekom daar 'n verskriklike slagting, bloedvergieting in Suid-Afrika gaan plaasvind, het alles te doen met die feit, dat daar vir die laaste 30 jaar hier geweldige vergieting van regverdige bloed plaasgevind. En wanneer regverdige bloed so vergiet is, vir geen rede hoegenaamd nie. Ek praat nou van hierdie plaasmoorde, van hierdie geweldige hoë misdaadsyfer, die mishandeling, die marteling van plaasboere, deur die volksvreemdes. Ons het nie ons eie mense doodgemaak nie. Dis die ander wat ons vermoor. Daarom moet die bloed van hulle wat die moord gepleeg het, hulle wat die bloedvergieting goedgekeur het, hulle wat die bloedvergieting aangemoedig het, wat dit uitgevoer het, hulle bloed moet vergiet word op hierdie aarde in Suid-Afrika om versoening te doen, andersins is die grond vervloek. En dit is hoekom hier 'n verskriklike bloedvergieting gaan plaasvind. Maar Vader het vir ons 'n wonderlike plan, boervolk. Hy het vir ons die Noord-Kaap plan. En hier uit Engeland uit bevestig 'n Engelse profeet vir jou die Noord-Kaap plan. Luister 'n bietjie wat sy sê. And then he said to me, go and find a map of South Africa. And I went to go find a map of South Africa, and he said, draw a line from Namibia, using the Orange River as your guide. And he said, draw a line from Namibia to Knysna. And after I did that, he said, this will be the new South Africa. The Orange River will demarcate the old South Africa from the new South Africa. There is going to be a breaking of South Africa. The old South Africa, which would be to the north, will be called South Africa. And the Lord revealed to me, he said that the new South Africa, the one that I desire to call my Goshen, is going to be called SAN. S-A-N. South African Nationals. And he said that that is going to be his Goshen. He said his people are already positioned in this area to build Goshen. His chosen people are already positioned in this side of the country. But what the Lord is saying is that the calamity that is coming is going to be so great that the land will be divided. And it will be divided between the north, or the old South Africa, and a new South Africa. The country will be called SAN, South African National. Boervolk, hier kom 'n verskriklike swaar kry oor ons. Ons gaan alles verloor, want dit staan in jou Bybel, onder andere daar in Sefanja 3. Dis maar net die wat heeltemal verdwaald is, wat dink dit sal nie met hulle gebeur nie. Nou word van hulle ook gepraat in die skrif. Hulle wat sê dit sal nie met ons gebeur nie. Ja. Hoe dit ook al sê, Vader het vir ons 'n geopende deur gegee na die Noord-Kaap toe. En Suid-Afrika gaan letterlik verdeel word tussen hierdie Noord-Kaap deel en die res van die land. Nou dit is 'n tydelike verdeling. Daar sal 'n stadium kom wat alles reggestel gaan word, want die grond sal terugkom na die boerevolk toe, soos wat daar vir ons geprofeteer is in die skrif, sowel as deur Siener. Daar's mense wat dit nie verstaan nie. Hulle dink die Jode gaan herstel word. Nee, dis die boerevolk wat gaan herstel word. Want die Jode is nie Israel nie. Hoe dit ook al sy. Hier het ons uit Engeland 'n profeet wat vir jou kom verduidelik dat die Noord-Kaap sal Goshen raak, Goshen. Nou waar is Goshen? Goshen is die plek waar God Israel gaan bære het in Egipte land om hulle af te sonder van die Egiptenare af. Onder andere, want Israel was 'n gruwel vir die Egiptenare. Hulle manier van leef, hulle manier van aanbidding was vir 'n gruwel vir die Egiptenare. En daarom gaan God hulle stoor daar in die Noord-Kaap, gaan God die volk versamel, hy gaan hulle bymekaar maak, hy gaan hulle aanjaag Noord-Kaap toe. En daar sal die nuwe groeipunt wees vir die boerevolk. Want daar is nie nou 'n wegraping nie, en daar is nie nou 'n wederkoms nie. Wat daar wel is nou, is 'n derde wêreldoorlog, 'n verwoesting van die aarde, 'n bloedige revolusie op revolusie op revolusie in Suider-Afrika. Kom uit die vure uit, raak deel van die Suidlanderplan. Prep, kom by mekaar met familie en vriende,
Laat jy deel raak van 'n onttrekkingsgroep, dat jy uit die vure uit kan kom wanneer die tyd kom. Sy het ook 'n pragtige boodskap gehad vir Orania. Luister mooi wat sy sê oor Orania, en hiermee sluit ek af. En dit wat sy gesê het, dit stem ek volledig mee saam. Orania, because I've given a word on Orania before, he said that, because I asked him, Lord, how can this be and what will happen to Orania? And the Lord said to me that Orania will become a military base or a border control. And